Goeiedag geliefde broer en suster, kom ons buig die hoofde dan bid ons saam. Ons grote God almagtige Vader, Here ons loof en prys en dankie vir die liefde wat U aan ons bewys. Ons bid dat U deur hierdie dag met ons sal wees deur die Gees, lei ons, boet en bewaar ons, gee ons insig deur U Gees. Dit bid ons alles in die naam van Jesus Christus en in deur die werking van God die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek lees vir ons uit Jeremia 9 van vers 23 af. So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterkte hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertierendheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Geliefdes, die Here, die Almagtige, wat ons aanroep om hom te aanbid. En wanneer ons kyk na die 6 bede wat ons hierdie week gaan hanteer, kyk ons na die eerste bede. Wat is die eerste bede? Laat U naam geheilig word. Dit is, gee ons ten eerste dat ons U reg ken en U in al die werke waarin U almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid helder skyn, mag heilig, roem en prys. Dan ook dat ons hele lewe, ons gedagtes, woorde en werke so mag skik en rig, dat U naam om ons ontwil nie gelaster word nie, maar geëer en geprys mag word. Geliefde broer en suster, die voorreg wat ons het om God die Vader te kan aanroep in ons gebede en dat ons vandag weer hierdie dag sal ingaan, dat ons opnuut sal besef wie ons aanroep wanneer ons bid, wanneer ons God die Vader aanroep en ons sy naam heilig. Is dit nie net 'n woord wat ons die Here se naam moet heilig nie, maar in elke daad, dat ons tot sy eer, tot sy lewe sal optree, maar ook, dat ons vandag opnuut sal selfondersoek doen, waar ons in ons lewe so leef, dat ons die eer van die Here mag aantas, dat ons in ons praat, dit wat ons sê, die taal, die vuil grappe, die vloek, skelwoorde, hoe eer ons dan die Here se naam daarin? In ons optrede, koud, klinies, sonder liefde, sonder gevoel. Hoe eer ons die Here daarin? Dat wanneer ons die Here aanroep, dat ons opnuut sal besef wie ons aanroep, en dat ons sy naam heilig. Heilig deur nie net in ons gedagtes te bid nie, maar ook in elke gedeelte en faset van ons lewe hom sal eer. Woord, daad, elkeen oral gestuurde, sodat my lewe, dit wat ek met my mond bely, ook die vrug van die Gees by my lewe sal pas, dat ek die naam van die Here altyd sal verheerlik, al sê ek nie 'n woord nie, dat my woorde getuie sal lewer om die naam van die Here oral te heilig. Mag dit wees dat U hierdie dag, hierdie week ook ingaan, wanneer ons bid, die naam van die Here sal heilig, maar nie net in woord nie, maar in daad. Kom ons bid. Dankie liewe Vader, dat ons U kan aanroep. Here, ons bid dat U deur die Gees ook vandag in ons werk, dat nie dit alleen in dit wat ons sê nie, maar dit wat ons doen, U naam sal heilig, dat ons dade by ons woorde en ons belydenis sal pas, en U naam groot maak. Dit bid ons alles in die naam van Hom wat was, is, altyd sal wees, ons Koning, ons Heiland, ons Verlosser, ons Here Jesus Christus, en dit alles in en deur die werking van God die Heilige Gees. Amen.